Goeiemiddag aan al ons kykers en welkom terug hier by die studio saam met ons. Ons het vandag vir meneer Demi Rode, die voorsitter van die kampioenspan Grootbrak Rivier hier saam met ons in die studio in en dan natuurlik ook vir Mano Lekay, die organiseerder van die Ibrahim Patel Gemeenskapsbeker. Hulle speel oor Paasnaweek speel hulle 'n toernooi hier op Botaniqua Park en ons wil 'n bietjie vandag met hulle gesels om te hoor wat is nuut met die toernooi, wat is al die nuwe verwikkelinge wat julle saam met ons kan deel, bietjie praat oor pryse en dan wil ek by meneer Rode sal ek later wil uitvind wat deelname vir hulle as klub aan die toernooi wat hulle hoop om huis te neem saam met hulle. So Romano, gaan ons mee by jou inspring. Wat is nuut? Wat kan jy met ons kykers deel oor die toernooi en wat hulle kan verwag? Lizette, dankie. Weer eens dankie vir die uitnodiging. Altyd 'n plesier. Ek het nou vir iemand in my vorige vergadering gesê, jong, ek is besig om verlief te raak hierso. Ons is 'n bitter mooi plek, baie lekker mense. Kyk, ons is einde van die jare in Mosselbaai, maar ek dink toe ons begin met hy begin groei aan my, ja. Ja, so baie interessante dinge het gebeur sedert ons laas gepraat het. Borge wat bygekom het, wat inkoop in die visie in. So dit is great. En dan het ons vanaand by Fancourt Sevier het ons die toernooi launch, waar al die 8 spanne, die voorsitters, die kapteine, die afrigters en dan het elke span ook 'n ambassadeur wat 'n voormalige nasionale speler is. Omdat ons slogan sê honoring legends while showcasing talent, het ons gedink om 'n ambassadeur ook aan nou erkenning te gee. Een van hulle weet ek, dit is die heel agter wat in Oktober en baie ander wat bekend is wat ook aan nou vanaand gaan te sien sal wees. Ja. Okay. En dan sê gou vir my, ek het gesien dokter Hendrik Snyders, een van die voorste rugbygeskiedenis kenners in Suid-Afrika, gaan ook teenwoordig wees. Kan jy vir ons 'n bietjie meer vertel oor hom? Ja, so Dr. Hendrik Snyders, soos jy nou tereg gesê het, hy was voorheen die erfenisbestuurder by SA Rugby. So baie van die inligting wat daar buite is in terme van ons legendes, dis deur hom opgestel en saamgestel. Een van die projekte destyds was die museum en onthou, ons moet ook verstaan van waarvan af ons kom uit die verskillende unies uit, die rugbyraad, die ou SARU, die federasie en dan SARA. Daai inligting was nooit saamgevat nie. So iemand moes dit doen en dit is Dr. Hendrik Snyders se werk. Die komitee het sterk gevoel. Dr. Hendrik Snyders moet deel het aan die program en ek kan verstaan hoekom. Hy het ook die eerste memorial lekse laas jaar gedoen by die Universiteit van Stellenbosch, maar dit was 'n geslote event, so baie het dit nie bygewoon nie. So vanaand is daar geleentheid om, hy gaan 'n tribute doen aan Dr. Patel en jy jouself gaan sien en die mense gaan sien. Dit word gestream, so die mense kan inskakel. Dan kan hulle eerstehands na hom luister. Hy vlieg in, dis hoe sterk hy voel oor die saak. So ons is baie opgewonde. Okay. En dan spanne wat nou nog deelneem, ons het nog steeds nog net die 8 en dan spanne wat voorwedstryde gaan speel waarna ons kan uitsien. So op die Saterdag is daar 'n voorwedstryd tussen 2 skole, Pakkelsdorp Hoër onder 19 en dan Grootbrak sekondêr onder 19. Dis nou die Saterdag, die heel eerste voorwedstryd. En dan die Maandag speel George Rugby Club teen Crusaders. Wat hy wedstryd interessant maak is dat die wenner is outomaties deur as 'n wildcard vir 2026. Okay. Jy sê nou Grootbrak en Pakkelsdorp speel die Saterdag. Die 2 hoërskole, ja, dis reg. Hoërskole speel dan. Kan jy vir ons 'n bietjie meer vertel oor vorderverkope vir die kaartjiepryse? Okay, so die kaartjiepryse, wat die kaartjiepryse betref is dat dis aanlyn beskikbaar, nommer 1. So mense kan gaan kyk by epccup.com. Omdat almal mos nou nie van SWD area is, mense kom uit PE uit in die Kaap en in die Boland en het ons die kaartjies aanlyn te koop gesit, baie toeganklik, baie maklik bekombaar.
kaartjiepryse, nee, ons net die weekend passes so lank opgemaak. Vir volwassene vir die naweekie 3 dae is dit R120. So werk jy so R40 uit. En as jy nou self gehoor hoeveel wedstryde jy kyk, werk dit jou amper wat R10 'n wedstryd uit. En dan die kinders se weekend passes of early bird weekend passes is R90. En dan is daar beperkte aantal parkering ook te koop teen R30 'n kaartjie. Die parkering moet jy nou per dag koop. So vir nou is dit net weekend passes. Die dagkaartjies gaan dan nou in April oopgemaak word. Ek is net bietjie, wil nie sê bekommerd nie, maar die goed vlieg. So ek wil die mense aanraai, gaan koop jou kaartjies. Dis die tempo teen wat dit verkoop is nogal. En die mense koop 'n klomp kaartjies op 'n slag as ek die verslae so kyk, ja. En dan Demi, vir jou, sê gou vir my, wat beteken dit vir Groot Brakrivier om aan hierdie toernooi deel te neem? Baie dankie Lizet en Romano vir die uitnodiging na hierdie sessie van ons toe. Van my kant af 'n groot eer en voorreg om te kan deel wees van so 'n toernooi waar Grootbrak vandaan kom met die twee seker al die klubs of dorpe kom van dieselfde situasie waar Grootbrak vandaan kom, 'n federasieklub wat Goedhoop is en dan het ons 'n Pioneers gehad wat 'n Saru klub was en die twee klubs wat almal gemeer het, klomp goedjies daar en geskiedenis daarin verbonde wat ons maar kan dink in die gemeenskappe plaasgevind het, maar wel die manne het saamgekom en die twee bestuure het saam een bestuur gevorm. Dit het in 1993 het die klub Grootbrak Rugby Klub geword en ja, so wat 'n voorreg en ons sien baie uit na die toernooi en ons is practically die huis soos wat ek vir Romano gesê het. Ons is die naaste aan so ja, ons is die huis van ons is dit so. En jy is beslis 100% korrek. Groot Brakrivier is een van die klubs hier in ons streek wat 'n baie ryk geskiedenis het wat rugby betref. En dan julle voorbereiding. Wil nou nie hê jy moet nou al julle planne nou hier bekend maak en jy weet, julle is al julle strategiese beplanning nie. Maar julle voorbereiding, want ek weet julle die Superliga, SWD Superliga skop op 5 April skop hy af, so julle is nou al, jy weet, 'n geruime tyd is julle besig met voorbereiding daarvoor. Maar is daar enigiets spesiaals wat julle gedoen het ter voorbereiding van die toernooi? Ja, ek kan sê ons het 5 Januarie het ons begin met die voorbereiding. Ons het ons se probleme en so voorts gehad. Die eerste ene was en ek wil nou niemand badmouth en wat ook al, maar ek moet dit sê dat ons het nou die munisipale gronde gehad om te oefen nie en Grootbrak sekondêre skool se hoof het die hekke vir ons oopgemaak en ons kon daar begin oefen natuurlik met ons fitness training en so voorts. Ons het nou maar die begin van die maand het ons weer na ons tuisveld oorgeskakel. 1 Maart is die veld weer beskikbaar vir ons gestel om voor te berei. Ons het nou omtrent so die 5de vriendskaplike wedstryd gespeel. Ons speel die naweek teen Brixton Vrydag. So ons het redelik goed voorberei. Die coaches het elke dag met hulle planne gekom. Hulle het vir ons planne voorgelê. Hulle het die planne bekend gemaak op WhatsApp vir die spelers sodat die spelers exactly weet wat doen ons die week. Wat doen ons elke dag? So ek is happy. Wat ek ook wil sê aan die begin was dit maar min, die getalle maar klein. Soos dit seker maar by oral gaan, maar dit stelselmatig so gegroei. Die jong manne die jaar het my baie surprise, die ouens wat uit die skool uitkom. Ons het 'n huge getal van jong spelers en dit maak my eintlik bly as 'n Groot Brakrivier vir die toekoms vir rugby in die algemeen en veral vir die Ibrahim Patel toernooi. Nou, so gepraat nou oor die spelers nou, en ek weet 'n mens kan nie, jy het, weet jy, die 23 man span, verstaan jy nou praat in terme van wedstryde, en ek weet dit is moeilik om spelers, maar hoe lyk julle span as vir die toernooi? Julle 'n sterk span wil julle na die toernooi toe bring? Ek gaan nou nie noodwendig sê 'n sterk span nie. Ons het 'n paar spelers verloor, kom ek is eerlik, en is 'n paar spelers handjievol, senior spelers wat ons aan ander klubs afgestaan het, maar ek glo die manne wat daar is, ons het heelwat jong spanne jong spelers van ander dorpe af wat nou vir ons speel. So ek is excited om daai jong manne te sien. Ek wil nie
spelers identify nie. Ons is tradisioneel, het ons 'n goeie agtal al die tyd nog. Ons het nog steeds al die spelers, almal is wat die fitness level is nog daar nie, so ons speel nog nie met die volle sterkte forwards nie, maar die klubs teen wie ons gespeel het, hulle kan getuig hoe dit gegaan het in die scrims vir hulle teen ons. So ons is 'n tradisionele, sonder om nou die coaches te verklap, se geheime te verklap, maar ons is tradisioneel voorspeler aangedrewe klub met 'n paar jong manne in die backline wat vreeslik vinnig is, so ek stuur daai warning. Warning shot. Shots fired. En dit is verblywend om te hoor dat klubs die jong spelers, veral soos jy nou noem, jy weet die ouens kom van skoolvlak af, kom hulle in dat hulle daar opneem en jy weet verder met hulle begin ontwikkel en dan jy nou geleenthede soos met die toernooi waar verder ontwikkeling kan plaasvind. So dit is vir my verblywend om te hoor dat julle daai en jy moet iewers begin. En as jy sterk fondasie daar met hulle begin bou, dan dit kan net vorentoe kan dit net beter gaan. Ja. Ek wil net die laaste ding moet ek byvoeg, ons kaptein is ook terug. Hy's nou beseer in sy eerste wedstryd wat hy gespeel het, hy 'n ernstige kniebesering opgedoen, so ons hoop en vertrou dat hy gaan gereed wees. Nou al vir die voorwedstryde of vir die liga wedstryd, want ons speel 2. Ons speel teen Harlequins ons eerste liga wedstryd en daarna tuis teen Crusaders in Grootbrakrivier. So ons hoop hy's daardie tyd reg, want daar in Grootbrak word baie van hom gepraat en hy gaan op die toernooi ook sien. Die mense praat in terme van vir hom 'n beeld bou in Grootbrak. So hy's Marco Smart. Hy's my kollega in Grootbrakrivier by die primêre skool. Hy word Captain Fantastic genoem. Hy het net daai aura om mense en baie goeie leier en baie goeie leierskap eienskappe wat hy toon en daarvan kan ek ook getuig. Jy weet ek dink julle sukses ook, jy kon sien hoe hy jy kan sien wanneer 'n kaptein die span lei op die in alle aspekte. En dit is iets wat hy het. Ja, en dit is belangrik wat jy sê, alle aspekte van die veld af op die veld, en dit is hoekom my captain fantasties is. Ja, nee, maar alle voorspoed vir julle met julle voorbereiding vorentoe vir die Paasnaweek toernooi. Waar julle nou teen die ander SVD kampioene Heidelberg gaan natuurlik ook deel wees van die toernooi en dan die ander klub wat dan nou Bridgton is. Romano, terug na jou toe. So julle is nou vanaand as julle nou by die launch by Fancourt. Kan jy vir my 'n bietjie meer, julle gaan vanaand 'n live loting doen. Lewendige loting gaan jy of regstreekse loting gaan julle doen oor die spanne wat eers teen mekaar gaan speel. Kan jy vir ons 'n bietjie meer daarvan vertel? Ja, so vanaand gaan 'n paar goed gebeur. Nommer 1 is die hoofborg gaan bekend gemaak word vir vanaand. Daar was so 'n bietjie, ek dink ons was in 'n bevoordeelde posisie dat meer as een wou aanspraak maak op dit, maar dit hang mos nou van jou bydrae af. So maar dit gaan eers vanaand, want dan ek het baie media navraag gekry oor maar wie is die anker, wie is die mynborg. So dit gaan nou vanaand bekend gemaak word. Dan ook gaan ons 'n live draw doen. Ons het nou mooi gesê 'n loting. Dit gaan vanaand gebeur voor almal, is transparant. So daar gaan 2 bakke wees en dan iemand gaan opgeroep word en hy gaan die eerste naam trek aan die een kant. So wat 'n algemene reël is dat jy speel nie teen jou eie unie in die eerste ronde nie, dag 1 nie. Dis algeheel aanvaarbaar, so dis hoe die loting dan nou gaan gesplit word, die 2 groepe. So daar gaan een naam in die een bak getrek word en dan een in die ander een. Daai 2 klubs, ongeag van waar, speel eerste. En in daai volgorde gaan hy nou as jou naam tweede getrek word, speel jy die tweede wedstryd en so gaan hy aan. Die res van die dae word dan nou bepaal of jy wen of jy verloor, maar elke 8 klubs speel 3 keer, dan nou die donderdag speel hy 1 en dan die Saterdag en dan die Maandag speel is weer. Demi, is daar 'n spesifieke klub waarna julle uitsien om teen te speel? Absoluut ja, gaan ek sê, maar gaan nie klub bekend maak nie. Want ons het in die klub weet ook ons het 'n appeltjie met hulle. Okay. Al wat ek op die stadium gaan sê,
maar ons is bereid om teen enigiemand te speel want ek wil dit so sê, jy kan niemand onderskat nie. Ja. Die is absoluut goeie klubs, goeie klubs. Daar's nie een klub waar jy kan sê ek soek vir jou nie. Ja. Ek gaan nie daai waagstuk neem nie. So ek gaan aanvaar wat die trekking is. Dis transparant soos Romano gesê het, so dit gaan ek so aanvaar wie ewe ons trek. Dit is teen wie ons gaan speel. So maar in Maar elk ek geval hoop berei dan- ons voor vir al 7. Veral. So ek hoop maar julle kom te staan teen hy span laai appel te skil dat julle as voorwinnaars. Ek hoop nie die klem val op April nie. Is dalk meer 'n wynerige vlewe. Presies so. Jy het dit gesê nie ek. Nie. So Demi, enigiets anders van jou af voordat ons klaar maak? Ja, ek sien verskriklik baie uit en dis hoekom Romano net soos sy foon lê, ek skakel hom net so baie, maar die man hier langs aan my, ek weet nie, hy's eie in sy soort. Sulke mense is daar nie baie op die aarde nie wat jy enige tyd skakel en hy sort vir jou uit en jy kan sien die eerlik en eerbaarheid en eerlikheid wat hy jou mee antwoord en wat op alle stryd as hy vir jou kan antwoord hy sal ook vir jou sê dit moet ek 'n bietjie vashou ek gaan nie als nou kan openbaar nie en dan moet 'n mens verstaan so wat 'n groot eer en ek hoop al maak ek klaar met rugby dat ons gaan nog 'n baie lang pad saam stap. Dit is wat ek graag sou wil hê en dat hierdie toernooi net groei en groter hoogtes. Ek het selfs al vir hom gevra van 2026 waar gaan ons bly ons in George en daai tipe wat hy sê nee wat hier's 'n bietjie staan. So ja, ek sien baie uit na die toernooi en ek dink ons spelers ook want ons het mos soort van soos ons verlede jaar ook gemaak het 'n showdown. So dis iets niemand weet watter spelers gaan gekies word om nie, want jy kan net 28 spelers kies. Ja. Gelukkig ons is naby so ons kan vinnig in koreer as die toernooi reëls ons toelaat. So ja, ek is baie excited, regtig waar baie excited oor die rugby, oor die hele naweek en alles wat daarmee gepaard gaan, want ek weet die man langs aan my se doel is nie net rugby nie, daar's soveel ander. Ja. Die history waarvandaan af Saro rugby vandaan kom, Ibrahim Patel, ons het al daai goed gesels, so ek is regtig waar excited. Ek wil eintlik slaap by out in die Kaapstad. So Maar excited. is lekker om te hoor dat jy dat daar soveel passie en dan soveel werk ook en in Romano jy self ook. Ek dink jy dryf die hele toernooi met soveel passie en ek weet jy het baie goeie kontakte en baie goeie verhoudinge met baie van die mense wat betrokke is en dat dat dit nie net 'n toernooi is waar jy kan kom en rugby kom geniet nie, maar dat dit baie breër is en baie van ontwikkeling. Ja. Jy weet dat dit ook insluit, en dan Romano, jy enige iets ten slotte vir ons? Ja, ek dink die Patel Legacy weet as ek dit so kan noem het 3 bene. Die een is die toernooi. Dan is daar 'n memorial leksie wat nog moet afkom. As ek gesê laas jaar was dit by die Universiteit van Stellenbosch en Dr. Snyder het dit gedoen. En dan het ons 'n ontwikkelingsbeen. Nou ons sou nou na die toernooi teruggekom het met klinieke en ons gaan deur die land. Dis nie net bedoel vir hier nie, alhoewel ons hier in George gaan begin. Maar die komitee kon nie wag nie. Ons het nou al een gedoen in Ashton. En daar is wat nog gaan afkom in die area. Maar dit gaan absoluut om meneer Patel het sy lewe gededicate aan rugby of om rugby as 'n middel te gebruik. Hy het ook mense gehelp wat met legal probleme gesit het in uit sy eie uit. So hy het sy lewe vir sy mense gegee, as ek so kan dit stel. En daai rol vandag is ons verenig in rugby en ons speel oor die kleurgrense, maar dit was nie altyd die geval nie. En hy het sy lewe gededicate en baie keer was die veiligheidspolisie, dit klink nou vandag rooskleurig en hy's 'n legende, maar daar was 'n prys gebetaal en sy familie het daai prys betaal. Ek het in hulle huis gaan sit. Ek was by sy vrou Auntie Diana lewe nog en die kinders is daar en ek het gaan luister man na daai verhale. En ons wil nie daarop fokus nie. Wat ons sê is ons het vandag 'n plig Om sy storie te vertel. om sy storie te vertel en dis waaroor dit gaan en die mense moet ook besef dat ons gebruik sy naam daar vir hom erkenning te gee vir sy legacy, maar daar's baie ander en dis hoekom ons sê hier's 8 spanne met ambassadeurs, maar dit moenie daar stop nie. Daar het ons nog gehoor Grootbrak het 'n ryk geskiedenis en 'n ryk erfenis en
meneer Mark Alexander het daar buite gesit, sy ondersteuning vir die toernooi. Ja. Daar is vanaand 'n SARU afgevaardigde wat hy gestuur het persoonlik om te praat by die Ja. event. So daai is die backing wat die toernooi geniet. En dan ook meneer Alexander was gegroom deur meneer Patel en net so meneer Brian van Rooi en so kan ek aangaan na meneer Neville Jardine wat die Lions se president is. En daar's baie wat vandag in posisie is as gevolg van dat meneer Patel tyd gevat het om met hulle, as jy luister na wat meneer Alexander sê, hy was 'n speler en op daai stadium van sy lewe was hy 'n moeilike speler. En hy het hom gevat en gegroom en ek stap 'n paar, dis nie sommer net vandag en môre nie. So om daai full circle te sien, dit is amazing. So vir my en vir die komitee is dit 'n voorreg om deel te kan hê aan geskiedenis, want dis wat ons doen, maar dan ook om hoop te skep, om lewens te verander. Want onthou, daar gaan baie oë is. So as 'n ou goed doen, daar's afrigters op alle vlakke wat committed al om te kom, wat gaan kyk bloot net om daar te wees, om deel te hê, maar daar's geleenthede ook en dit is vir ons belangrik. Honoring our legends while showcasing talent. Ja. So daar het julle dit nou. Maak seker julle kry julle kaartjies vir die Ibrahim Patel Gemeenskapsbekers Paasnaweek toernooi wat die 17de tot die 21ste April op Botaniqua Park plaasvind. Gaan gerus na epccup.com vir jou kaartjies. Wedstryd daar is die 17de, 19de en die 21ste. Asseblief, julle het nog gehoor hierso, dit is 'n toernooi wat beslis nie gemis kan word nie. So maak seker julle kry julle kaartjies. En dan net voordat ons tot sien sê, die SWD Arende speel môre Vrydag 21ste Maart op Botaniqua Park teen die Olifante in die 3de ronde van die SA beker reeks. Die wedstryd skop af om 3 uur. Dis nou 1500 uur, so maak seker jy loop op nie daai enetjie mis nie. As groete tot volgende keer van my, Lizette Silva, van Group Editors Live.